Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons rink. Jy is heel moontlik so in die laaste stuiptrekkings van jou vakansie. Party van julle het al vergeet, is amper ergens in die verskiet in die ou jaar dat jy net lekker kon vakansie hou. Maar is 'n tyd waar daar baie emosies is wat deur 'n mens eintlik so half 'n vry vloei het. Die omstandighede, die wêreld waarin ons leef, maak dit baie onseker en mens, partykeer is jy amper te bang om nog te droom, is 'n mens te bang om eintlik nog verwagtinge en voornemens te hê. Maar so lees ek van verskillende tradisies reg oor die wêreld, hoe hulle die nuwe jaar ingaan, en dit het my nogal laat dink aan, dit sê vir my iets van hoe ons dalk hierdie nuwe jaar tog moet betree. So word daar in Denemarke met groot lawaai borde op die trappe by die voordeur stikkend gegooi. En die simboliek daarvan is dan dat met alles wat uitgedien is, dat ek dit stikkend breek, dat ek daar totsiens moet sê vir dit, afskeid moet neem daarvan. Eintlik ook om seker te maak dat ek nie hierdie nuwe jaar met oortollige bagasie ingaan nie. En hoe kan ons nie die goeders met ons saamdra nie? In die ou dae, as iemand oortree het, was een van die strawwe om 'n meelsteen om die persoon se nek te hang. Hierdie groot swaar klip wat om sy nek vasgesit word en wat beweging eintlik net so moeilik maak, maar die tragiese is dat baie van ons nie weet dat ons so 'n meelsteen om ons nek dra nie. En dat ons hierdie jaar regtig begin deur dit af te gooi met geweld, dit wat onnodig is. Maar dan is daar ook in Brasilië waar daar oor of deur 7 branders gespring word, en dan met elkeen van die spronge is daar dan 'n wens of 'n gebed wat uitgespreek word. En dit sê maar ook dat ons die jaar tegemoet moet gaan deur die branders van ons lewens tromp op te loop, nie terug te duins. Baie keer gee ons op wanneer ons sien wat die opgave is en aan te hou en deur te druk. Maar dalk is die mees insiggewende tradisie die een in Japan genaamd, en ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, maar iets soos Hatsimodo. En hier word die tempel die eerste fokuspunt en nie eie drome, voornemens en wense nie. Ek dink so, as 'n mens dink aan vrees impliseer dat 'n mens nie glo dat jy die bronne, die Engelse woord resources het, om die uitdagings van jou lewe te hanteer, en vul dit aan met vrees. En daar's baie oorgenoeg rede om vrees te hê vir dit, want ons het nie die bronne nie, ons is eintlik in eie krag swak, maar dat ons 'n vrees het vir die Here, en vrees vir die Here impliseer eintlik 'n diepe agting, 'n diepe respek, nie 'n bang wees nie, maar dat ons weet waar ons krag vandaan kom, en dat dit jou motiveer in hierdie nuwe jaar, dat jy weet waar jou krag vandaan kom, en die belofte wat die Here vir jou en my maak, is dat hy ons nooit sal begewe en nooit verlaat nie. Plaas al jou behoeftes, al jou wense, al jou begeertes vir hierdie nuwe jaar in sy hande. Jy kan hierdie gedeelte weer op my Facebook bladsy gaan lees, Eugene Kemp Benaki Shrink, kan vir my skryf eugenekemp@me.com.